Dat ons weer eens vanmôre geleentheid het om rondom die woord te vergader. Wees u die spreker van u woord. Vader, kom naby aan elkeen van ons, sonder die wêreld uit, sodat ons u stem kan hoor. Ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Goed, ons kyk in die week, kyk ons na die ewige evangelie, met ander woorde Johannes 14 vanaf vers 6, die 3 engel boodskap. Basies al drie engele is die ewige evangelie. En wat dit beteken, waarvoor dit staan, is maar waarna ons gaan kyk. So ek wil vanmôre begin met die volgende aanhaling, net so 'n bietjie weg daarvan, ek sal terugkom. Volgende aanhaling, en dit kom uit die boekie Opvoeding, bladsy 253, en dit lees so, dit sê, geloof is vertroue op God, om te glo dat hy ons lief het. Ons moet glo dat hy ons lief het. Dis wat geloof is, om te glo God het ons lief. En die beste weet wat tot ons voordeel strek. Glo ons dit elke dag, dat God het ons lief, en dat hy die beste weet wat tot ons voordeel strek. En dan gaan sy aan, sy sê, en so dan, in plaas van ons eie weg, lei dit ons om syne te kies. In plaas van ons onkunde, neem dit sy wysheid aan. In plaas van ons swakheid, sy krag. In plaas van ons sondigheid, sy geregtigheid. Ons lewens, onsself, is reeds syne. Geloof erken sy eiendomsreg en neem die seën daarvan aan. Waarheid, regskapenheid, reinheid is al as geheime tot lewenssukses aangewys. Dit is geloof wat ons van hierdie beginsels in besit stel. So sy vat 4 dinge, sy sê 4 dinge is wat geloof vir ons doen. Met ander woorde is in plaas van ons weg, lei dit ons om sy weg te kies. En dan sê dit, in plaas van ons onkunde, neem dit sy wysheid aan. In plaas van ons swakheid, sy krag. En in plaas van ons sondigheid, sy geregtigheid. So basically is niks van ons nie. Dis alles hy. En al wat ons moet doen is, ons moet bereidwillig wees om dit te aanvaar. Dis al. Dis wat van ons verwag word. Geloof is vertroue op God, om te glo dat hy ons lief het, die beste weet wat tot ons voordeel strek. En dink ek, hoe rebelleer ek baie keer? Omdat ek dink ek weet beter. Is dit nie? Dis wat ons baie keer doen. Die eerste hoofstuk van dieselfde boek lees ons die volgende. Ons idees oor opvoeding is net te eng en te laag op die grond reikwyte. Daar is 'n gebrek aan breër vergesigte, 'n hoër doel. Ware opvoeding beteken meer as die aflegging van 'n sekere studiekursus. Dis 'n bietjie meer van om universiteit toe te gaan of skool toe te gaan. Dis ware opvoeding. Bietjie baie meer as net dit. Dit beteken meer as 'n voorbereiding vir die huidige lewe. En soveel mense is ingestel op die lewe hier. Voorbereiding hier. Ons moet voorbereiding maak vir die lewe hier. En ek sit myself in daai kring. Want sien, ons moet eet. Ons moet 'n plek hê om te bly. Ek moet 'n motor hê om te ry. Die ouens van Randall is 'n wildlife live. Ja. Dit ons reg net een. Nee.
Nee, We don't need to live this. nee, maar dis wat ek sê, dis die hele probleem. Dis ons dink, ons moet voorbereidings maak vir hierdie lewe, nee? Dit beteken meer as 'n voorbereiding vir die huidige lewe. Dit raak die hele wese, die ganse bestaantyd vir die mens, wat vir die mens moontlik is. Dit is die harmonieuse ontwikkeling van die liggaamlike, die verstandelike en die geestelike kragte. 3 goed wat opvoeding vir ons moet doen. Liggaamlike opvoeding, dit moet verstandelike opvoeding en dit moet geestelike opvoeding wees. Dis wat opvoeding vir ons moet doen. So met ander woorde is ons moet in die oggend opstaan en ons moet gaan stap, sodat ons die liggaamsoefening kan kry. Ons moet die verstandelike oefening kry. Ons moet studeer. Ons kan nie passief wees nie. Ons moet lees, die boek optel, lees. En ons geestelike kragte moet ons vernuwe en ons moet dit aanvul. En ons doen dit deur die studie van die woord van die Here. En dan sê dit berei die student voor vir die vreugde van diens in hierdie wêreld en vir die meer verhewe vreugde van omvattender diens in die wêreld wat kom. So hierdie is 'n voorbereiding. Hierdie is 'n skool waar ons in sit. Maar ons sien dit nooit as 'n skool nie. Maar dit is 'n skool die vir die werk in die hiernamaals. So, kan ek iets sê? Dit is moontlik dat ons selfs in hierdie leeftyd nie gaan kry wat ons dink ons moet. Ja. Byvoorbeeld as ons nou vat van Paulus wat met die dorings in die vlees gesit het. Die Here het nie die dorings in die vlees weggeneem nie, maar God het hom sy genade, God se genade. God is genoeg. En my krag kom in volle werking met die. You understand so which means dit is alles deel van die voorbereiding because ons gaan moontlik nie kry dat ons die pyn gaan moontlik nie uit ons liggaam uit verdwyn nie, maar eendag gaan ons verheerlike liggaam kry. Ja. Verstaan? En dan sê sy elke gedagte vonk, elke flikkering van die intellek kom uit die lig van die wêreld. Alles wat ons is, kom van die Vader af. Alles, daar's niks, ons het niks. Sonder die Vader is ons niks. Ons hou ons op om te bestaan. En baie keer dan dink ons is so wonderlik, ons is so goed. Maar ons besef nie ons is eintlik niks. Sonder hom kan ons niks doen. Ja, ons kan niks doen nie. Sonder hom kan ons niks doen nie, nee. En 'n kennis van God het alle ware kennis en werklike ontwikkeling hulle bron. So ons moet God ken, hè? Ons moet God ken, ons moet weet wie hy is. Geen wonder Christus bid in Johannes 17 vers 3, dit is die ewige lewe dat hulle U ken. Daar is die definisie van ewige lewe. Kennis van God is ewige lewe. En dan 'n klomp ander definisies seker wat ander mense het van ewige lewe, maar die dag wat die Here daai teks my op die hart gedruk het, ek was verstomming verslaag gewees toe ek daai teks in sy konteks sien. Dis kennis van God wat ewige lewe is. As ons die Vader ken, wie hy is, wat sy karakter is, en dit is waaroor die ewige evangelie gaan. Wie is God? Wie is hy? Kan ons hom ken? Hoe moet ons hom ken? Wat van sy karakter moet ons ken? Die verstand van die mens word in gemeenskap gestel met die verstand van God, die eindige met die oneindige, die uitwerking van sodanige gemeenskap op liggaam en verstand en siel is onberekenbaar. Dit is die 3 weer. Liggaam, verstand en siel, wanneer ons 'n kennis het van God, is daar die uitwerking op ons totale wese, kan nie bereken word nie. Kan nie bereken word. In hierdie gemeenskap word die hoogste opvoeding gevind. Is om God te ken. Om tyd saam met hom te spandeer. Daar
is die opvoeding. Sy skryf, sy sê, in ons gevalle toestand, nee, met verswakte vermoëns en beperkte gesig, is ons nie daartoe in staat om dinge reg te vertolk nie. Ons is nie. Ons het die voller openbaring nodig wat God in sy geskrewe woord van homself gegee het. So ek moet die geskrewe woord vat en ek moet die geskrewe woord gaan bestudeer om uit te vind wie God is. Dis die hoogste doel van opvoeding. Dis wanneer dit ons doel maak om uit te vind wie hy is. Om sy karakter te ken. Dis ons hoogste opvoeding. Daar's niks wat by dit kom nie. Om te ken as die liefdevolle Vader wie hy is. Om te ken dat hy omgee vir elke liewe een van ons op hierdie planeet. My een oggend soos hamerhout in die kop getref, waar sy skryf, sy sê, is, elke mens op hierdie planeet is 'n kind van ons hemelse Vader. Elke mens. Elke liewe een is 'n kind. Hoor, as die mens se hoogste gedagtes kan reik, is Gods ideaal vir sy kinders. Gods vrug, Gods gelykheid, is die doel wat bereik moet word. Dis waarheen ons moet gaan. Dis wat ons doel moet wees, om soos hy te wees. Goed, nou het ons die fondasie gelê, né? Opvoeding, die belangrikheid van opvoeding, dit gaan daaroor, dit gaan oor God se karakter. Dit gaan oor wie hy is. Dit behoort ons hoogste ideaal te wees. Ek wil spring na 'n ander boek toe van haar. En die boek is Eerste Geskrifte of Early Writings is die Engelse titel daarvan. Bladsy 258, die 3de paragraaf. Sy sê, ek het 'n geselskap gesien wat goed bewaak en standvastig gestaan het en geen aandag gegee het aan diegene wat die gevestigde geloof van die liggaam sou ontwrig nie. God het met goedkeuring na hulle gekyk. Ek is 3 stappe gewys. Die eerste, die tweede en die derde engele se boodskappe. My begeleidende engel het gesê, wee hom wat 'n blok sal skuif of 'n speld van hierdie boodskappe sal roer. Die ware begrip van hierdie boodskappe is van kardinale belang. Die lot van siele hang af van die wyse waarop hulle ontvang word. Ek is weer eens deur hierdie boodskappe gebring en het gesien hoe duur die volk van God hulle ervaring gekoop het. Dit is verkry deur baie lyding en ewige konflik. Het jy al geworstel met God? Het jy al geworstel met hom? Was jy al in konflik gewees, dat jy nie weet watter kant toe nie? Sy sê, die pioniers van die adventbeweging het hierdie konflik beleef. Hulle was in konflik. Nee? En daai fondasie, daai platform is verkry deur daai ewige konflik. God het hulle stap vir stap verder gelei, totdat hy hulle op 'n soliede, onbeweegbare platform geplaas het. Dis 'n soliede, onbeweegbare platform. Ek het gesien hoe individue die platform nader en die fundament ondersoek. Sommige het met blydskap daarop gestap, ander het begin om fout te vind met die fundament. Hulle wou verbeterings maak, en dan sou die platform meer volmaak wees, en die mense baie gelukkiger. Dit klink my amper soos wat Satan vir die engele in die hemel gesê het. God is nie regtig eerlik met julle. As ons hierdie veranderinge aan sy wet kan aanbring, dan gaan ons almal gelukkiger wees. Hy was eers hervorm. Ja. Ons moet hierdie veranderinge doen, dan gaan ons, of van die wet heeltemal weg, dan gaan ons gelukkig wees. So die platform moet eintlik heeltemal verdwyn. Sommige het van die platform afgestap om dit te ondersoek en het verklaar dat dit verkeerd gelê is.
Ek het egter gesien dat byna almal stewig op die platform gestaan het en diegene wat afgestap het vermaan om hulle klagtes te staak, want God was die meesterbouer en hulle teen hom geveg. Hulle het die wonderlike werk van God vertel, wat hulle na die vaste platform gelei het en in eenheid hulle oë na die hemel opgehef en met 'n harde stem God verheerlik. Dit het sommige van diegene geraak wat gekla het en die platform verlaat het en hulle het weer met nederige blik daarop gestap. Ons moet gaan studeer. Wat is die platform waar die adventbeweging op staan? En ons moet sorg dat ons op daai platform staan. Ek praat nie van die Adventiste kerk nie, ek praat van die adventbeweging. Wat is die platform waarop die adventbeweging staan? Of veronderstel is om te staan? En op daai platform moet ons staan. Want dit is baie, baie gevaarlik vir ons lewens as ons van daardie platform afstap. Ewen selfs die platform begin ondersoek en die houte begin opkap en hulle anders probeer lê. Want hierdie is solied. Ons moet gaan seker maak, waar staan ons? My liewe boeties en sissies, jy weet, Johannes die Doper is gestuur in die gees en die krag van Elia om die weg van Jesus voor te berei. En diegene wat die getuienis van Johannes verwerp het, sy volk, het nie baat gevind by enige van die leringe van Jesus nie. Het geen baat gevind daarmee. Almal wat Johannes se boodskap verwerp het nie baat gevind by Jesus se leringe. So ons moet baie versigtig wees wat ons verwerp van die advent boodskap, van die advent platform. Want as ons dit verwerp, kan ons nie baat vind by die leringe van Christus nie. Satan het diegene wat die boodskap van Johannes verwerp het, nog verder gelei. Wat het hulle gedoen? Hulle het Christus gekruisig. Dis hoe ver hulle gegaan het. Die boodskap van Johannes te verwerp. So ons moet baie versigtig wees as ons kyk na die platform. Nee? Die vraag wat gevra is, en ek is baie dankbaar gewees oor die vraag, en John het die vraag op die Wellington Bybelstudie groep, het hy die vraag gepost, wat is die ewige evangelie? Want hoeveel van ons vra daai vraag, wat is die ewige evangelie? En dit het my laat begin studeer, wat is die ewige evangelie? Wat is dit? Wat behels die ewige evangelie? Want ons moet seker wees, want die eerste engel van Openbaring 14 vers 6 het 'n ewige evangelie gehad om te verkondig aan al die bewoners van die wêreld. Maar wat is daardie evangelie? In Matteus 24 vers 14 sê Christus, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Hierdie evangelie. Nou kom Paulus en hy skryf in Kolossense 1:23 die volgende. Hy sê, as julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is, waar? Edwin, waar was dit verkondig? In die ganse mensdom. En die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Hoekom het die einde nie gekom nie? As in Paulus se tyd die evangelie na die ganse mensdom toe gegaan het nie, hoekom het die einde nie gekom nie? Dan was ons nie vanmôre hier gewees en ek kan nie sê hoekom die einde nie gekom het.
Hey? En ek sê ook op die einde dit kom. Ja, vertel ons iets. Want dit was nie die evangelie nie. Dit was nie die evangelie, was nie die ewige evangelie nie. Yes, dit was... Het was die evangelie gewees, maar nie die ewige evangelie nie. Dis hoekom Die einde nie gekom het nie. Daar was 'n komponent wat missing was. Yes. En allemaal het het nog nie gehoor nie. Nie almal het nog nie gesien nie. Besef nie. Want sien, waarvan is ons verstande die meeste verduister? Wat het Satan met ons verstande gemaak? Wat het hy verduister in ons verstande? Kom, ons het baie daaroor op 'n woensdag, dinsdag aand al gesels oor. Wat het hy verduister in ons verstande? Oor wie God is. Hy wil homself voordoen as God. Nee, wat hy gedoen het, hy het die karakter van God in ons verstand verduister. Dit is Christ Object Lessons. Laaste hoofstuk. Hy het die karakter van God, wie God werklik is, so verduister dat ons nie kan verstaan wie God is nie. En om te verstaan wie God is deel van die ewige evangelie. Om sy karakter ten volle te verstaan, deel van die ewige evangelie. As ons daai misverstaan, verstaan ons nie die evangelie nie. Nou sê sy in Christ Object Lessons, sy sê, want wanneer sal die einde kom? Wanneer sy volk, sy karakter ten volle reflekteer. Met ander woorde, die laaste boodskap van genade wat na die wêreld toe moet gaan, is watter boodskap? Is wat een? Ja, is 'n openbaring van sy karakter in ons lewens. Dis die laaste boodskap wat na 'n verloregaande wêreld toe moet gaan. 'n Openbaring van sy karakter. Ja. Want ons verstaan dit verkeerd. Ons verstaan sy karakter verkeerd. Jy weet, ons stryd is net so fel soos 'n werklike oorlog. Soos twee leers wat teen mekaar veg. Dis ons stryd. Dis net so fel. En van daai stryd hang ons lotsbestemming af. In Openbaring 14 vers 6 lees die volgende. Hy sê, ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelium te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem geroep. Dis 'n ander engel. Met ander woorde, daar's engele wat hierdie engel vooraf gegaan het. Dit is al ooit so gelees. Daar is engele gewees voor hierdie engel. In Openbaring 14. Dit is 'n ander engel die. En as ons gaan kyk, wat het die ander engele wat voor hierdie engel gekom het, wat het die ander engele verkondig? Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Ons sit op 'n Sabbat, ek en Morris daar, in Lilongwe, in Malawi, in die Adventiste kerk daar, by, ek kan nou nie die naam ontgaan my nou, maar hulle die week voor dit het hulle jeugweek van gebed gehad, en die Sabbat preek die divisie jeugleier, en hy gebruik die teks, vrees God en gee hom heerlikheid, en hy vra vir die jeug, en dis groot kerke, dis nie klein kerkies nie. Hy kerk is dubbel die grootte van hierdie saal, en is vol. Die kinders kom sit op 'n maatjie voor, op die vloer, daar is nie plek, dis groot, baie mense. En hy sê vir daai jong mense, ek vra vir hulle die vraag is, hoekom moet ons God vrees? Hoekom? En hy antwoord sy eie vraag en hy sê vir hulle, omdat hy ons oordeel. En ek dink by myself,
Watse gedagte plant ons in die koppe van daardie jong mense? Hulle moet God vrees omdat hy ons oordeel. Die mense van julle sit so skud julle koppe. Nee, maar daai gedagte is geplant. Vrees God, want hy oordeel ons. En dan vra jy self die vraag, hoe word daai gedagte ooit weer reggestel? So ons het die hele ding van Satan gekoop om God verkeerd voor te stel. Christus sê, my Vader oordeel niemand nie. Hy oordeel niemand nie. Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Vers 8 sê, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval, het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het, van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof, die Afrikaans sê in Jesus, ek hou van die Engels, die geloof van Jesus bewaar. Hier is hulle. Die lydsaamheid van die heiliges. As ons die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Die ewige evangelie openbaar God se karakter. Dis wat dit moet doen. God se karakter openbaar. Die evangelie is nie net goeie nuus vir die mensdom nie. Die evangelie is 'n tydlose boodskap wat God se onveranderlike natuur weerkaats. Wat is daai natuur? Wat is daai natuur? Liefde. Wat is sy natuur? God is liefde. God is lig. God is lig. God is lewe. Want hy is die bron. God is geregtig. Hy is geregtigheid. Dis wie God is. Ek meen, daar's 'n klomp ander goed ook, maar ek was verstaan by die 4. Hy kan nie iets anders wees nie. As God liefde is, kan hy haat. Hy sê haat sonde, ja, maar ek meen sonde, different story, maar kan hy mens haat? Kan hy haat? Soos wat ek en jy haat. Kan hy haat? Kan hy duisternis wees? Kan hy? Hey? Kan hy dood wees? Ai, die ene wat ons oorstruikel. Kan hy ongeregtig wees? Wie se karaktertrekke is die? Ai, ons moet verstaan wie God is. Ons sal later kom, ek sal die tekste vir julle insit. Mag ons vraag van? Luister. Nou, wat sê die engel, die eerste engel daar? Ons gaan daarna kyk, elke aspek daarvan gaan ons na kyk. Om dit nou vir jou te beantwoord,
Ja, ek is besig met 'n inleiding. Nee, maar ek was in oorlede, jy sê goed van die ding, maar jy sê die goed van sy oorlede ook. Ja. En die by mekaar doen, want jy het nou gedismis met ander teks, want nou sê ons wat sê die teks eindelijk. Ek sê, ek gaan dit behandel. Ek vraag my dit vir ons nog gedaan. Ek gaan dit verduidelik. Ek gaan nie nou verduidelik, ek gaan dit verduidelik. Maar nie nou nie. Maar ek gaan dit verduidelik. Geen net kans. Verstaan? Die ewige evangelie gaan oor wie God is. Dis waaroor dit gaan. So die ewige evangelie verwys na die onveranderlike boodskap van God se liefde en die verlossing vir die mensdom. Dit oortref tyd en omstandighede. Dis wat die ewige evangelie doen. Dit bring hoop en verlossing deur alle ewigheid. En hierdie boodskap is sentraal aan die Christelike godsdiens. Die ewige evangelie. So ek sê, dit openbaar God se karakter, dit openbaar wie hy is. Dit bring sy geregtigheid na vore. Dit benadruk sy genade. En die evangelie, die ewige evangelie, bring hoop vir elke mens op hierdie planeet. Dis om God te ken. Dis om die hemelse Vader te ken. Wie is hy werklik? Die ewige evangelie bring verandering mee. Dit bring verandering mee. Dit rus ons toe met die krag om sonde te oorkom. Want dis wat dit moet doen. Om sonde te oorkom. En dan om volgens God se wil te leef. So die ewige evangelie is nie net 'n teorie nie. Is nie net 2 woorde op 'n papier nie. Dis baie meer as dit. Dis 'n lewensveranderende werklikheid. Dis wat die ewige evangelie is. Dis 'n uitnodiging om God se liefde, sy vergifnis en die doel vir elkeen van ons lewens te ondervind. Dis wat die ewige evangelie is. En al wat ons hoef te doen is om toe te laat dat dit ons lewens verander. Die ewige evangelie. So ons gaan spesifiek kyk na die volgende. Ons gaan kyk na wat sê die teks om God te vrees. Dan gaan ons kyk wat beteken dit om hom heerlikheid te gee. Ons gaan daarna kyk. Sy oordeelsuur het gekom. Wat beteken dit dat sy oordeelsuur gekom het? En dan gaan ons kyk na hom as skepper. Dis vier dinge wat ons gaan kyk onder die eerste engel. Met ander woorde, vrees God, hoe gee ek hom heerlikheid, sy oordeelsuur het gekom, en hom God as skepper. En onder die tweede engel gaan ons kyk na die val van Babylon, die toestand van die dode, want dit val daarin. Ons gaan kyk na die middernagtelike geroep. Wat is die middernagtelike geroep? Laaste kans. Hy? Die laaste kans, wat hy sê. Dis pastoor John se boodskap. Die middernagtelike geroep, ons gaan daarna kyk. Ons gaan dit nie nou beantwoord nie, maar ons gaan daarna kyk. En onder die derde engel gaan ons kyk na die heiligdom, ons gaan kyk na die Sabbatwaarheid, ons gaan kyk na die wet van God, ons gaan kyk na God se vaste tye en ons gaan kyk na gesondheid. Want dit is deel van die derde engel se boodskap. Dis waarna ons gaan kyk. So die volgende, as ons terugkom, dan gaan ons kyk na vrees God. Dan gaan ons daar aangaan. So, hierdie was inleiding, sodat ons verstaan waaroor gaan die boodskappe vir die week. Verskeie goed waarna ons gaan kyk. So, kom ons sluit af, en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die ewige evangelie. 'n Omvattende boodskap, want dit is nie net een ding nie. Dis 'n omvattende boodskap wat verskeie komponente het, wat alles saam die ewige evangelie is. Help ons dat ons dit sal verstaan,